die sitplek neem, baie dankie aan die aanbiddingsspan. Is dit nie wonderlik om vanmôre die teenwoordigheid van God te kan beleef nie? Weet jy, dit moet verskriklik wees om in 'n kerkgebou in te stap en uit te stap en jy beleef nie God se teenwoordigheid nie. En vanmôre wil ek die Here dankie sê daarvoor en ek wil die Here eer daarvoor. Weet jy wat, as daar een ding is wat ek geleer het, ek weet nie hoe mense kerk hou sonder die Here nie. Amen. Ek weet nie hoe jy kerk is sonder die werking van die Heilige Gees nie. Maar ek weet een ding, met hom kan as 'n bende stormlood. Amen. En met God die Heilige Gees is ons altyd meer as 'n oorwinnaar, want hy sal altyd Jesus verheerlik. Amen. Ek wil vanmôre verder gaan en ek het die laaste paar weke het ek gepraat oor die bloed. Ek het die eerste week gepraat oor die bloed van Jesus, die getuienis van die bloed van Jesus. Ek het gepraat oor die bloed van Jesus wat profeteer. Laas week, ek het gepraat oor die bloed van Jesus wat jou beskerm. Ek het gepraat oor die bloed van Jesus wat jou nie net beskerm nie, die bloed van Jesus wat jou reinig. En vandag gaan ek bietjie praat oor die belangrikste bestanddeel in jou lewe om geestelik te kan groei. Die belangrikste bestanddeel. Nou ek weet nie van julle nie, ek weet nie of jy al pannekoek gebak het nie. Vir die vrouens het seker al pannekoek gebak. Nou, vir die mans wat al pannekoek gebak het, daar's 'n paar bestanddele. Dit meen julle moet nou mooi luister. Die vrouens wil nou hê die mans moet luister want hulle moet pannekoek maak. Okay. Een van die bestanddele in pannekoek is koekmeel. En nog 'n bestanddeel van pannekoek is eier. Nou, eier is redelik belangrik. En dan bakpoeier. Nou, julle moet bakpoeier ook onthou. En dan sal sommige mense wat asyn bygooi, 'n bietjie asyn, en sommige mense sit 'n bietjie olie ook by. Maar die 3 belangrikste bestanddele sal ek sê is bakpoeier, eier en sout ook, ja. Dis ook belangrik, né? En meel en koekmeel maar jy kan nou pannekoek bak. Maar daar's 'n bestanddeel wat ons nie van praat nie, wat eintlik meer belangrik is as om die pannekoek te maak. Nou weet jy wat maak pannekoek? Kaneelsuiker. Sonder kaneelsuiker het jy nie pannekoekie, dan het jy net 'n goeie rap. Is dit waar? Dit meen as jy pannekoek wil eet, dan die belangrikste bestanddeel volgens my is kaneel. En dis kaneelsuiker. Nou weet jy, vandag wil ek sê, die belangrikste bestanddeel in ons geestelike lewe is nie die woord van God nie. Ja, die woord van God is belangrik. Die Bybel sê, jy sal nie leef van brood alleen nie, maar elke woord wat uit God se mond kom. Ja, aanbidding is belangrik. Jy gaan sy poorte binne met loflieder. Dis baie belangrik. En jy sal sê, ja, maar dit is die belangrikste. Gebed is belangrik. Die woord sê, vra en vir jou sal gegee word. Ja, dis waar. Maar weet jy, al hierdie goed sal niks beteken sonder die bloed nie. Want die woord sê in Hebreërs 10 vers 19, en ek wil hê jy moet saam met my lees, Hebreërs 10 vers 19, terwyl ons dan broeders vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan, deur die bloed van Jesus. Al hierdie dinge wat ek van gepraat het, sou geen betekenis gehad het as dit nie vir die bloed van Jesus was. Aanbidding kry sy waarde in die bloed van Jesus. Die woord van God kry sy autoriteit in die bloed van Jesus. Gebed kry sy krag in die bloed van Jesus. Niks wat ons vandag het, kan gebeur sonder die kruis en die opstanding van Jesus Christus. Nou wil ek sê, dis die kaneelsuiker in ons geestelike lewe. Dis die belangrikste bestanddeel. Die feit dat ek en jy vandag hier kan sê, deur die bloed van die lam is ons vry. Sê ons eintlik, dis die bestaansreg van Christendom.
Weet, geen ander godsdienst in die wêreld het 'n offer soos die bloed van die lam. Is dit waar? En daarom vanmôre wil ek 'n bietjie praat, en ek wil praat oor die belangrikste bestanddeel in jou verhouding met God. Die belangrikste bestanddeel. Nou jy weet, die woord sê, in Efesiërs 1:7 sê die woord van die Here, ons is gered deur die bloed van die lam. Die woord sê ook in Openbaring 12:11 dat ons sal oorwin deur die bloed van die lam. Maar dan kom die woord van die Here ook in 1 Petrus 1:2, die besprinkeling van die bloed oor ons lewens. Nou as jy iets van die Ou Testament verstaan, dan het hulle die tabernakel gebou. En die tabernakel het 7 implemente gehad. Hy het die altaar gehad, hy het die toonbrode gehad, hy het die menorah gehad, hy het die reukaltaar gehad, en hy in die allerheiligste was die verbondsark of die ark van die verbond gewees. Maar op elkeen van daai 7 bestanddele moes hulle die bloed besprinkel. Elkeen. Want die bloed het ek wil sê daai meubelemente krag gegee. Nou weet jy wat, ons is dankbaar. Ek is dankbaar. Ek hoef nie meer na 'n tempel te gaan of 'n tabernakel om 'n offerdier te vat om my van my sondes te oordek nie. Ek is dankbaar die bloed van Jesus het die prys betaal. Dink net vanmôre het julle almal met skapies hier aangekom. En dan was ek die groot slagter hier buite. Wat die blokman moes wees wat julle offers moes gesny het. Wie is dankbaar dis nie so vandag nie. Maar weet jy, die bloed van die lam het dit bewerkstellig dat ons volgens Hebreërs 10:19 met vrymoedigheid na die troonkamer van God, na die heiligdom van God kan gaan. En die belangrikste bestanddeel wat ek en jy vandag kan beleef, is die teenwoordigheid van God. Sê vir die ou net langs jou, dankie Jesus vir die bloed. Nou, daar's 2 dinge wat in die hemele praat. Daar's 2 goed. Jy weet, as jy vandag 'n Zimbabwe se dollar hier in Suid-Afrika bring, en jy gaan na 'n winkel toe, ek's oortuig, jy gaan by geen winkel, geen transaksie kan doen. Ons het laas week, toe kom 'n ou met 'n Zimbabwe dollar hier aan, 10.000 miljoen of 100 miljoen of iets was so, dit is 'n belaglike bedrag. Maar weet jy, daai dollars beteken absoluut niks nie. Die papier van daai dollars is meer werd as wat die dollar is. Ek praat van Zimbabwe se dollar, nie Amerikaanse dollars nie. Nou weet jy wat, net so is die currency in die hemel is die bloed van die lam. Jy kan met niks anders in die hemel ingaan behalwe deur die bloed van die lam nie. Ons kan met vrymoedigheid na die troonkamer van God gaan vanweë die bloed van Jesus. Nou daar's net 2 goed wat die geesteswêreld op reageer. Daar's net 2 goed, die demone en die engele reageer op 2 goed. Die een ding is die bloed van die lam, die ander ding is die naam van Jesus. En weet jy, as jy die naam van Jesus gebruik en die bloed van die lam gebruik, as jy kom by 'n plek waar jy met 'n demoon te doen kry, wil ek sê, as jy daai 2 goed begin sê, ek die bloed van Jesus pleit ek teen jou, onmiddellik sal 'n demoon reageer. Maar hy gaan ook reageer as jy sê in die naam van Jesus gaan uit. Nou dis die 2 goed wat die geesteswêreld notisie neem van. Dis die currency, dis die geldeenheid in die hemele. Nou ek wil vandag vir jou sê, die duiwel sal enige iets wil doen dat ons die bloed van Jesus moet minderwaardig maak. Want hy weet, dan neem hy die gesag van die kerk weg. Nou baie preke en baie kerke preek nie, veral die nuwerwetse kerke, sê ons kan nie meer 'n evangelie van die bloed preek nie. Want ons as die evangelie van die bloed preek, dis 'n bietjie gruesome. Dis 'n bietjie te veel bloed, dis te veel bietjie weldadig. Maar ek wil vir jou sê dat as die duiwel die kerke reg kry om die bloed van Jesus uit die kerk te kry, dan kry hy reg dat die kerk nie meer krag het. Die krag is in die bloed. There is power, wonder working power in the precious blood of the Lamb.
Nou weet jy, daar's krag in die bloed. En jare terug, ek onthou as kind, het ons baie oor die bloed gesing. Is dit waar? Want daar's krag in die bloed. En daarom vanmôre wil ek sê, dis die belangrikste bestanddeel in jou geestelike lewe. Dis soos kaneelsuiker, mense, is die bloed van die lam. En moet nooit onderskat wat die bloed van Jesus in en deur jou lewe wil doen. Ek onthou as kind, het my ma en my leer bid, om die bloed van Jesus oor my lewe te pleit. En daarom vanmôre wil ek hê, jy moet dit ook doen. Die woord van die Here maak ook die bloed van die lam het veroorsaak dat ek en jy vandag kan sê, Onse Vader. Daar sal nooit 'n Onse Vader gewees het, as dit nie was vir Jesus wat in die kruis gesterf het en opgevaar het nie. Dink mooi daaraan. Want Jesus was die eersteling van baie, maar hy was die eerste een wat opgestaan het, en toe het hy met respek gesê, ons groot broer geword. En ons het almal familie geword, die dag toe jy Jesus ontvang het, as koning van jou lewe, en koning van jou hart, toe word jy deel van die familie. Toe word ons broers en susters, en net boeties en sissies, kan vir die Vader sê, Onse Vader wat in die hemel is. En dis deur die bloed van die lam. En daarom as ons bid, en ons sê, ons Vader wat in die hemel is, wil jy eintlik sê, ons Vader, dankie, dat U seun gegee het, sodat die bloed gevloei het. Daarom kan ons sê, Onse Vader. Men moet nie die krag van die bloed onderskat. Nou Matteus 27:32 sê, en toe hulle uitgegaan het, kry hulle 'n man van Sirene met die naam van Simeon. Met die naam van Simon van Sirene. En dis wie hy was. Hom het hulle gedwing om sy kruis te dra. Nou hierdie vers 33. En hulle het gekom op 'n plek wat Golgotha genoem word. Dit beteken plek van hoofskeer. Nou as jy verstaan waar Golgotha was by die Damaskus hek of poort uit. Nou Damaskus poort in die noorde kant het jy uitgegaan, en dit was net so heuweltjie, net buitekant die noordhek uit. En op hierdie heuwel was daar, as jy gekyk het na die rots, het dit gelyk soos 'n skedel. Dis kom hulle het Golgotha genoem het, wat plek van skedel genoem is. Maar dit was 'n heuwel gewees, wat net so buitekant die stadspoort was, by die Damaskuspoort, en as jy ingekom het, dan het jy die mense, die Romeine daarvan gehou, om die mense wat teen die Romeinse ryk gekom het, daarso te kruisig. Want dan, as jy so by die stad inkom, dan sien jy, hier hang 'n bel almal alweer, wat teen die Romeinse ryk gekom het. Dit was amper 'n heenwysing, moenie kanse vat, teen die Romeinse ryk. En dit was op die Damaskuspad uit, maar dit was buitekant gewees. Nou weet jy, baie keer is die Here deur sy bloed gaan buitekant na 'n plek toe waar ek en jy die minste verwag. Die bloed van Jesus vloei na plekke buite jou lewe waar jy die minste verwag hy gaan beweeg. Baie van ons is uit gate gaan haal wat ons nooit gedink het ons gehaal kan word deur die bloed van die lam. Hoeveel mense het ek al gehoor wat in die middel van 'n nightclub, hy dans nog lekker vir die wêreld, en kom die teenwoordigheid van die Here oor hom, en kom haal die bloed van Jesus om daaruit. Die bloed van Jesus is nie bang om buite in die wêreld te gaan, en mense te gaan uitruk uit die wêreld. In die buiteplekke, die buitekant. Jy sien, want as jy iets verstaan van die bloed, wil hy jou reinig, en hy wil jou heel maak van alle sonde, sodat dit die belangrikste bestanddeel in jou verhouding met God kan word. Nou weet jy wat's interessant, aan die buitekant het hulle iets anders gedoen. As jy melaats was, dan moes jy ook buitekant gegaan het. Jy kon nie melaats gewees het, want die bloed van Jesus het buitekant by die onverwagste plekke gaan vloei. Dis waar hy gaan vloei, daar buite waar niemand dit verwag nie. Net daar waar die melaatses ook was. Nou om melaats te gewees het, was iets baie interessant, want melaatsheid was eintlik 'n siekte gewees, wat jy gekry het vanweë 'n bloedsiekte. Dit is eintlik 'n bakterie. En ek het so 'n bietjie gaan nalees, hoe kan jy dit kry? Jy gaan dit nie kry om langs jou vrou te slaap nie. Okay, dis 'n goeie ding. Maar dis rotte en muise en kokkerotte wat die goed versprei.
En dis 'n bakterie wat in jou bloedstroom inkom, amper soos COVID. Maar jy steek nie so maklik aan nie. Jy moet nogal langs iemand bly of in die omgewing bly van iemand wat malaria het. Ag, nie malaria, wat malaats is. Malaria is iets anders, julle. Wat malaats is. En weet jy wat interessant is van malaatsheid, dis 'n bloedsiekte. Dis eintlik 'n virus wat in jou, of 'n bakterie wat in jou bloed kom. Nou die Bybel vergelyk malaatsheid met sonde. En reg deur die Bybel, gaan kyk na Miriam. Miriam is Moses se sussie wat teen hom gerebelleer het. Korag, Datan, Abiram en Miriam kom rebelleer teen die gesag van Moses. En die Here tref haar met malaatsheid tot die dag wat sy dood is. As jy gaan kyk na Osia, die koning Osia, wat hoogmoedig geraak het. Die Here tref hom met malaatsheid. Tot die dag wat hy dood is. Nou malaatsheid was amper 'n teken van as jy sonde gehoor het en malaatsheid gehoor het, dan jy dit amper gekonnekteer in die Bybel. Dit was 'n ek wil amper sê 'n bloedsiekte gewees. Maar dit was meer as 'n bloedsiekte. Dit het 'n heenwysing na sonde gewees. En reg deur die Bybel kan ons dit gaan sien. Reg deur die woord van die Here kan ons dit sien. Nou, as ons dit gaan kyk, dan sien ons ook in Levitikus 13:46, sien ons al die tyd dat die plaag op hom is, sal hy onrein. Maar dis 'n plaag, die plaag van sonde en onreinheid, sal hy onrein wees. Onrein is hy, alleen moet hy woon. Buitekant die laar moet sy woning wees. Nou iemand wat malaats was onrein gewees, en hy moes buitekant die laar geleef het, want sy sonde het hom onrein gemaak. Hy was gediskonnekteer met verhouding met God. Nou vandag is daar mense wat gediskonnekteer is, maar malaats is. Nie in hulle liggaam nie, maar malaats in hulle gees. En hulle verhouding met God is hulle gediskonnekteer. Maar die bloed van Jesus wil jou herstel in jou verhouding met God. Dis wat die bloed kom doen. Nou weet jy wat is interessant? Op 'n tyd kom Jesus, in Matteus 8 vers 2 en 3, kom hy by 'n man wat malaats is, en die woord sê, en daar het 'n malaatse man gekom, en voor hom neergeval en gesê, Here, as u wil, kan u my reinig. Hy is siek. Hy sê nie, as u wil, kan u my gesond maak. Want hy is siek. Hy sê, as u wil, kan u my reinig. En dan sê hy, daarom steek Jesus die hand uit en raak hom aan en sê, ek wil, word gereinig. En dadelik is hy van sy malaatsheid gereinig. Dis asof die Bybel malaatsheid nie as 'n siekte sien nie, maar as 'n onreinheid. 'n Onreinheid wat siekte, die loon van die sonde is die dood, wat 'n siekte in jou liggaam bring. Nou waarom sê ek dit? Want hierdie onreinheid het jou gediskonnekteer met 'n verhouding met God. En die belangrikste bestanddeel om van hierdie onreinheid ontslae te raak, is die bloed van die lam. Die bloed van die lam raak ontslae van sonde en ongeregtigheid. Die woord sê, Jesus het vir my en jou sonde geword, sodat ons geregtigheid kan word. Sodat ek en jy nie meer laats kan wees nie. Jy sien, daar was op 'n tyd in die woord van die Here, was in Samaria, was daar hongersnood gewees, en die volk Israel was dit so hongersnood gewees, dat die mense begin 'n donkiekop eet en voëlmis eet. Dit was op die menu gewees. En toe het een vrou besluit, wel, ons is besig om dood te gaan van die honger, kom ons eet vandag jou kind. Dit moet verskriklik wees. Dis 'n werklikheid. En weet jy, toe sê die ander vrou, vandag jou kind, môre jou kind. En toe die koning dit hoor, toe het hy sy klere geskeur, terwyl hy hoor wat in die volk gebeur. En toe is daar 4 malaatse manne wat buitekant die kamp is, want malaatse mense mag nie in die kamp wees. Hulle moet buite wees. En hierdie 4 malaatse manne sê, wel, as ons nou in die kamp ingaan, en ons gaan waar die mense is, gaan hulle ons doodmaak, en ons gaan doodgaan daar. En hulle dink toe by hulle self, wel, daar gaan ons doodgaan,
Maar as ons na die Arameërs gaan, wat ons omsingel en basies ons in hongersnood dompel, as ons na hulle toe gaan, gaan ons ook doodgaan. Nou kom ons vat ons kanse daar, of ons vat ons kanse hier. En 4 melaatse manne, en dis hoe ek het sien. Hulle besluit toe, hulle gaan Arameërs toe. En hulle loop, en ek dink, die een sê, hoorie, ek hoop ons haal dit. Die ander een sê, ek hoop my hele liggaam haal dit. Ek hoop al my vingers gaan nog wees daar as ons daar kom. Want melaatsheid is 'n tipe siekte, jou lede val af. Die ander sê, ek hoop ek kan loop tot daar, ek hoop my bene gaan tot daar kom. Dis wat ek dink hulle gesê het vir mekaar. Ek sien nie die beeld. Die een is meer gekrok as die ander een. Maar weet jy wat sien ek? Desperaatheid. Desperaatheid. En toe hulle daar kom, toe die Here vir hulle geveg. Want jy sien, dis, baie keer sien ons situasies soos daai 4 mans. Ons is melaats, die sonde is besig om ons te oorweldig. Soos die woord vanmôre uitgegaan het, Jesaja 59:1 sê, ons sonde het 'n skeidsmuur geword, dis 'n God en mens. Maar as jy gaan waar die Here sê, sal die bloed van Jesus sal jou reinig van alle sonde en ongeregtigheid. En hy sal veg teen die Arameërs vir jou. Hy sal veg. En dis presies wat gebeur het. En weet jy, Jesus reinig nog steeds vandag van sonde en ongeregtigheid. Hy vat nog steeds die bakterie van melaatsheid, die bakterie van sonde, vat hy uit jou lewe. As jy sê, Jesus, ek wil die bloed van Jesus bely oor my liggaam en oor my lewe, wil ek vir jou sê, gaan hy nog steeds 'n wonderwerk doen. En moenie onderskat die krag van die bloed nie. Want op die buitewyke van jou lewe, op die plekke waar jy dink dit onmoontlik is, daar kom vloei die bloed van Jesus in en deur jou lewe. Daar waar jy dink dit is onmoontlik, die Here kan nie daar beweeg nie. Raai wat? Hy kan daar beweeg. Die bloed van Jesus het nie sy krag verloor nie. Kan nie sy krag verloor nie. Die bloed van Jesus werk ook nie net op die buitewyke, maar hy werk ook deur die mense wat jy die minste verwag. En in mense wat ons die minste verwag. Ons sien in Lukas 7 vers 12, toe hy naby die poort van die stad kom, word daar net 'n dooie uitgedra. Nou kom ek verduidelik wat gebeur het, en jy moet verstaan, hierdie was die seun van Nain gewees, die weduwee, die vrou se naam, die vroukie wat die weduwee van Nain. Nain beteken eintlik, dis so 'n mooi naam, dit beteken aangenaam. Die plek Nain is aangenaam, maar hierdie is 'n weduwee, nou 'n weduwee vroukie is eintlik 'n arme mens gewees in die Bybelse tyd. Want sy het niks gehad, man is oorlede, sy het haar enigste seun is nou ook dood. Nou sit jou vir een oomblik in hierdie vroukie se skoene. Haar man is oorlede wat moes gesorg het vir hulle. En nie net dit nie, nou is haar enigste seun ook oorlede, en sy is op die plek, sy bly in die dorp wat beteken aangenaam. Dis wat Nain beteken, aangename plek. Maar weet jy, haar situasie is so onaangenaam. Daar's niks aangenaam aan haar situasie. Dis soos iemand met 'n knoffel asem. Hy praat met jou en jy weet nie wat om te sê vir hom. Is dit waar? Het jy al sulke ouens ontmoet? Ek doen dit baie keer, to be quite honest. Maar weet jy wat? Haar onaangename situasie. En buite die stad het sy gegaan. Sy het nie geld gehad vir 'n begrafnis, vir 'n grot nie, want die ryk mense was in grotte begrawe. Jesus, die Josef van Arimatea, het vir Jesus 'n graf gekoop. Hy was 'n welaf man. Hy het 'n graf gekoop. Maar die arme mense was op Gehenna gegooi. Nou Gehenna beteken hel, maar eintlik wat dit beteken, dis die ashoop wat buitekant die dorp is. Daai plek buitekant die dorp wat niemand wil kom nie, waar ek was dit nie net lyke gegooi was nie, maar waar selfs beeste en honde en diere en gegooi is. Al daai goed wat jy nie wil hê nie, is daar gegooi. En dan die honde gekom en hulle het van die vleis, die karkaste geruk aan. En dis waar die term kom, 'n geween en 'n geknars van tande.
die honde het geveg oor die karkaste, en dit was 'n vuil plek geweest. Nou as jy arm was, het hulle jou toegedraai en op daai hoop gaan gooi. En hierso kom hierdie weduwee vroutjie met haar seun wat oorlede is. En sy het nie geld vir 'n graf nie. En sy is op pad uit. Dis nie 'n aangename dag nie. Dis nie 'n aangename plek nie. Dit beteken aangenaam, maar niks is aangenaam nie. Maar die Here kom partykeer en hy beweeg op die onverwagste plekke deur die onverwagste mense. En Jesus stop hierdie begrafnisstoet. Hy sê, julle het nou genoeg gehad. En hy wek daai seun op. En hy maak dit weer die plek van eer, en die plek wat mooi is. En hy maak dit weer die plek waar hy sê, weet jy wat, dis 'n aangename plek. Maar weet jy, daar was 'n ander man gewees, wat ook so uit Damaskus geloop het. En hy het ook daar verby Golgotha geloop. Maar toe hy so verby Golgotha loop, toe was daar nie mense wat gehang het op daai oomblik aan die kruis. Jesus het toe nie gehang nie, dit het al lankal gebeur. En daar was 'n man geloop het wat ook, hy het gesê, ek is die geringste van al die geringstes. En hy het gestap, maar hy was op pad na Damaskus toe, want hy wou die Christene gaan vervolg. Hy het nou net verby Golgotha gestap, op die Damaskuspad. En hier gaan Paulus, wat Saulus is. En hy sê, ek's die geringste van almal. Ek's die ontydige geborene, sê hy van homself. Ek was so ontydig gebore, ek moes amper nie hier gewees het nie. Ek het die Christene vervolg, ek het mense doodgemaak. Ek was eintlik 'n goddelose mens. En hier stap hy op die Damaskuspad uit en Jesus ontmoet hom. En hy sê vir hom, in 'n lig verskyn, hy sê, waarom skop jy teen die prikkels? En raai wat, toe kom Paulus, die geringste een, tot bekering. En op dieselfde pad, daai buitekantse pad, daai ou wat ons dit nie van verwag het nie. Het julle al daai ouens ontmoet? Kan jy glo, hierdie ou dien die Here nie. Wie het al daai ouens ontmoet? Wie is self daai ou? Nou raai wat, dit is Paulus gewees. Die geringste, die ontydige geborene. Daai een het die Here gaan haal. Die Here gaan haal, die bloed van Jesus gaan haal, die mense wat ons die minste van verwag. En hy bring hulle terug in die koninkryk van God. En weet jy wat? Sodat jou verhouding met God in plek kan kom. Sodat jy op 'n plek kan kom waar die Here weer in jou lewe kan werk en dat die belangrikste bestanddeel, selfs vir daai ontydige geborene, kan opdaag, sodat die genade van die Here kan opdaag en hulle ook in verhouding met God kan kom. Dink 'n bietjie aan Paulus. Hy het 'n bietjie meer as helfte van die Nuwe Testament geskryf, man. En as jy vir Paulus, toe hy Saulus was, gesê het, jy gaan die helfte van die Nuwe Testament skryf van hierdie ouens wat jy doodmaak, dink ek sou hy vir jou gelag het, nee. Maar weet jy, God se genade vloei op snaakse plekke. Die bloed van Jesus vloei na snaakse plekke toe. En weet jy wat? Die bloed van Jesus gaan haal jy op plekke waar jy die minste verwag. En hy kry die mense wat jy die minste verwag. Jy kan soos die verlore seun by die varkot sit. En jy kan pele eet. En jy kan dink, ek wens ek kan na my vader se huis gaan. Raai wat? Die Here gaan jou haal. Die bloed van Jesus is nie bang vir 'n varkop nie. Met respek gesê. Want die bloed van Jesus reinig ons van alle sonde en ongeregtigheid. Die derde ding wat die bloed van Jesus doen, die bloed van Jesus vloei die onverwagste tye. Op die tye wat jy die minste verwag, kom die teenwoordigheid van God tot jou redding. Is dit waar? Nie die ontydige mense, maar ook die ontydige tyd wat die Here werk. Ek hoor 'n getuienis van Graham Cooke. 'n Satanis bel vir Graham Cooke. 'n Hoofsatanis. En hy bel vir Graham Cooke en hy begin vloeke uitspreek oor hom. Hy vervloek hom. En Graham Cooke sê, bly net gou stil, wag. Ek wil net 'n pen en papier kry. Ek moet die goed neerskryf.
En die satanis verstaan nie. Want elke keer as hy 'n predikant gebel het die predikante amper gesidder van vrees. Maar nie Graham Cooke nie. Hy sê, nee, julle wag. Ek kry gou 'n pen, ek wil neerskryf. En hy skryf nie, hy sê, gaan, trek weg. Want die Bybel sê, elke vloek sal in 'n seën verander. Hy sê, jy gaan nou vir my profeteer oor my lewe. En Graham Cooke begin neerskryf. En hy sê, gaan aan, en hy skryf. En hierdie satanis, hoëpriester satanis verstaan nie, want hierdie ou is nie bang nie. Inteendeel sê, en toe hy klaar sê, dankie vir daai profetiese woord, maar ek wil net vir jou 'n woord gee. Die Here gaan jou red. En jy gaan tot bekering kom. Ek spreek God se wonderwerk oor jou. En daai satanis met 12 van sy pelle gaan toe en hulle het weer 'n ritueel waar hulle 'n pentagram het. En terwyl hulle die pentagram het en hulle besig is met hulle ritueel, raai wie daag toe op in die middel van die pentagram. Toe openbaar Jesus Christus homself aan hulle. En hulle al 12 kom tot bekering. En daai satanis bel toe vir Graham Cooke en sê, onthou jy my? Hy sê, ja, jy het my geprofeteer oor my lewe. Hy sê, nee, jy verstaan nie. Jy het vir my gebid, ek het tot bekering gekom. En ek was die ontydige een, maar die ontydige tyd, terwyl ons 'n ritueel het om eintlik teen God te gaan, toe daag Jesus op, en hy verander my lewe. Nou ek wil vir jou sê, Jesus is nie bang vir pentagramme nie. Hy is nie bang om in die diepste duisternis, in die gutters van die lewe te gaan, in plekke en tye in te stap wat ons die minste verwag. Moenie die bloed van Jesus onderskat nie. Nou op 'n dag sê Paulus die volgende, in 1 Korintiërs 2 vers 7 en 8, sê, maar ons spreek die wysheid van God wat bestaan in verborgenheid, wat bedek was en wat God van ewigheid af voorbeskik het, tot ons heerlikheid. Nou hoor die vers 8. Wat niemand van die heersers van hierdie wêreld geken het nie. Want as hulle dit geken het, as die demone en die duiwel dit geken het, sou hulle die Here van die heerlikheid nie gekruisig het nie. Weet jy, hulle was ontkant gevang met die kruis. Hulle was ontkant gevang. Dit was die ontydigste tyd wat kon verwag het vir 'n oorwinning. Hulle het gedink, ons het oorwin. Jesus is dood. Maar dit was juist die nederlaag was aan die kruis gewees. God se tyd is nie ons tyd nie. En weet jy, elke keer as jy die bloed van Jesus pleit, want die bloed van Jesus is buite tyd en ruimte. Dis voor die grondlegging van die aarde dat God besluit om sy seun te gee. As jy sê die bloed van Jesus, dan is dit vir die demone, is dit asof Jesus nou weer gekruisig word, en dan word hulle weer herinner aan hulle nederlaag. Want dit was 'n ontydige tyd. Hulle het gedink hulle wen, maar raai wat? Hulle het verloor. Net soos daai satanis. Hy het gedink hy gaan vir Graham Cooke vervloek, en toe seën hom, en toe kom hy sommer ook tot bekering. Vandag wil ek vir jou sê, die bloed van Jesus kan nie sy krag verloor nie. Ek wil afsluit, en Eksodus 12, en ons gaan oor so 'n paar weke, gaan ons Paasnaweek hou. Nou as ons by Paasnaweek kom, dan herdenk ons eintlik maar die bloed van Jesus aan die kruis. Die Jode het eintlik die Paasfees herdenk, en jy moet verstaan, dat in daai tyd wat hulle Paasfees gehou het, daai week, het daar iets gebeur. Daar was so oor die 200,000 skape of bokke wat geslag was. Hulle sê die bloed het in die strate geloop eintlik daai tyd. So baie bloed het gevloei. Hulle was bewus van sonde vanweë die bloed. Die bloed van diere en van skape en van bokke het hulle laat herdenk dat ons sonde
het gemaak dat hierdie diertjie sy lewe moes gegee het. Maar vir 5 dae moes hulle daai bokkie, of daai skaapie, daai lammetjie, in hulle huis vat. En hulle moes na hom kyk, het hy gebrek. Nou 5 dae voor hom geslag het, dan moes hy daar, en weet jy, 'n dier wat jy vir 'n naam gee, mag hy nie doodmaak, is ek reg as ek dit sê. As hy 'n naam gekry het, dan word hy 'n troeteldier. Nou dink net die kinders in die huis, hierso is die skapie. En hy loop rond en hy blaar, meh. En dan begin hy hom like. Ja, hy is so wit en so oulik. Maar die pa weet, jy kan hom like, maar oor 5 dae gaan ons hom slag. Want die pa se lam moet geslag word vir elke huis. Jesus, 5 dae voordat hy aan die kruis gehang het, het hy die intog in Jerusalem ingekom. En hulle het gesê, Hosanna vir die seun van Dawid. En hulle het hom besing, en hulle het hom opgelig. Maar 5 dae later, toe hang hy in die kruis. Hy het die prys betaal, hy was die lam wat geslag was. En die woord van die Here sê, in Eksodus 12:13, maar die bloed sal vir Here 'n teken wees aan die huise waarin julle is. Die bloed van Jesus is 'n teken. As ek die bloed sien, sal ek by julle verbygaan. En daar sal geen verderflike plaag onder julle wees wanneer ek uit Egipte land trek nie. Die plaag sal verwyder word. Die plaag van sonde is verwyder deur die bloed van die lam. Hoor mooi. Die plaag van sonde, daai melaatsheid is verwyder en nou kan ons, die belangrikste bestanddeel in ons verhouding met God is die bloed van die lam. Nou kan ek gaan bid en sê, my Vader, wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied soos in die hemel, so ook op die aarde. Here, vergewe my. Vergewe ons skulde, soos ons skuldenaars vergewe, want aan u behoort die krag en die mag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Nou kry die Onse Vader betekenis. Nou kry vergifnis betekenis. Nou kry die koninkryk van God betekenis. Ek wil vandag sê, die plaag is gestuit. Sonde is gekeer. Sonde is oorwin. Is oorwin. Nou kan ons die belangrikste bestanddeel vat. Ons kan nou kom en sê, ek het die kaneelsuiker gekry, hoor. Die bloed van Jesus het my vrygemaak. En vanmôre wil ek net hê vir 'n paar oomblikke, moet jy daar waar jy sit, net die Here dankie sê vir die bloed van Jesus. Dankie vir Golgotha. Dankie dat hy bereid is om na die buitewyke te gaan en my te gaan haal en jou te gaan haal. Sy genade was vir ons genoeg. Dankie Jesus vir die teenwoordigheid. Kom ons maak ons oë toe. Here Jesus, dankie dat ons vanmôre kon weer eens gehoor het dat die bloed van Jesus is die belangrikste bestanddeel in ons verhouding met God. Ons is nie meer melaats nie, Here. Ons is rein. Ons is rein, Here. As jy jou sonde bely, hy is getrou en regverdig om jou van alles te vergewe, want die bloed van Jesus reinig aanhoudend voortdurend ons van elke sonde en ongeregtigheid, sê die woord van die Here. Aanhoudend is daar krag in die bloed van Jesus. Sonde is oorwin deur die krag en die bloed van Jesus. Die melaatsheid van sonde is weggeneem. Die skeidsmuur is weggeneem. Die voorhangsel het geskeur. Dankie Jesus
vir die bloed. Ons kan met vrymoedigheid nou, soos Hebreërs 10 vers 19 sê, na die troonkamer van God gaan. Die bloed van Jesus gee ons vrymoedigheid. Ons het vrymoedigheid om na die Vader te gaan. Ons kan met respek op die Vader se skoot gaan sit, omdat hy ons lief het. En Here, dankie. Dankie vir die bloed. Dankie vir die bloed van die lam. Daar's die lam wat die sonde van die wêreld wegneem. Saam met Johannes die doper wil ons sê dankie vir die bloed. Dankie vir die lam wat die sonde van die wêreld wegneem. Jesus, U was volmaak. U was volmaak. U het nie sonde gepleeg nie, maar U het sonde geword, sodat ons geregtigheid kan word. Dankie vir die bloed van Jesus. En Here, vanmôre wil ons U eer. En ons wil dankie sê, Here, dat die bloed van Jesus het nie sy krag verloor nie. Dankie daarvoor, Vader, in die naam van Jesus. O, die bloed van Jesus, ons sê, o, die bloed van Jesus, ons sê, o, die bloed van Jesus, dit was my witter aan die sneeu. Ons is dankbaar vir die bloed van Jesus. Ons is dankbaar vir die bloed van Jesus. Ons is dankbaar vir die bloed van Jesus, want dit was my witter aan die sneeu. Dankie vir die bloed van Jesus. Ons sê dankie vir die bloed van Jesus. Ons sê dankie vir die bloed van Jesus, want dit was my witter as die sneeu. Here, wat kan ons sonde wegwas? Wat kan ons wit maak soos wol en soos sneeu? Niks anders as die bloed van Jesus. Ek wil vanmôre dankie sê. Here, ek wil dankie sê dat die bloed van Jesus is die belangrikste bestanddeel in die Christendom. Is die belangrikste bestanddeel in ons verhouding met U. Here, en ek wil vanmôre dit net weer herdenk en dankie sê. Hierdie is nie 'n ou boodskap nie, Here. Hierdie is 'n nuwe boodskap. Dis vars, Here. Dis vars in ons lewens, Here. Elke dag dis vars. Here, vir 'n paar oomblikke wil ons net fokus op die bloed. Dis nie een keer 'n maand wat ons nagmaal hou, wat ons weer die bloed van Jesus herdenk nie, Here. En wat ons verseël met die verbond, die nuwe verbond, die nuwe verbond. Nee, Here, dis elke dag wil ons onsself herinner aan die bloed van die lam. Die bloed van die lam. En Jesus, dankie vir U bloed. Dankie, Jesus. Dankie, Jesus. Hierdie prys betaal. Here, we worship You. We worship You. We worship You. Net daar waar jy sit. Ek beleef vanmôre as daar krankheid in jou liggaam is. Sien hoe die bloed van Jesus na daai krankheid vloei in jou liggaam. Sien hoe die bloed van Jesus na daai suikersiekte vloei in hierdie oomblik, na daai plek vloei, na daai hoë bloeddruk vloei. As dit kan kom en melaatsheid wegneem, die bloed van Jesus jou reinig, kan die bloed van Jesus jou ook genees vanmôre. En sien vanmôre hoe die bloed van Jesus kom en vloei in jou liggaam.
Dankie Jesus vir die bloed wat nou kom en genees. Deur die wonde van Jesus is ons genees. Thank you for healing power in this place in the name of Jesus. Dankie, elke kranke gees sal nou uit mense se liggaam gaan vanweë die bloed van Jesus. Nou in Jesus naam. Dankie vir die bloed, Here, wat ons genees en wat ons bevry van sonde en ongeregtigheid. Nothing but the blood of Jesus.